Trauma agter die rug is ons Afrikaanse boek. Na die sukses van die 2 Engelse boeke, was daar meer en meer mense wat gevra het, skryf asseblief vir ons 'n Afrikaanse boek. En deur die jare was dit ons topverkoper gewees. Hy is ook in sy 2de oplaag en ons het nodig gehad om na 'n Afrikaanse boek te kyk, want baie van die terminologie rondom trauma en ongesteldheid is in Engels. En mense het gevoel dat hulle nie heeltemal daarmee kon assosieer nie. Ons het daarin geskryf van die behoeftes van mense wat deur trauma gegaan het, dat 75% van hulle het net 'n bietjie liefde en ondersteuning nodig en hulle beweeg heeltemal rustig verder met hulle lewe. Dan is daar 23% wat meer berading nodig het. Ons praat van so 2 of 3 sessies en net 2% van mense ontwikkel langtermynprobleme, wat beteken dat hulle terapie of ander intervensies nodig het. In hierdie boek het ons gekyk na die waarde van 'n multiprofessionele of 'n multidissiplinêre benadering en ook na die bronne van trauma. Trauma kan kom uit ongelukke, natuurrampe of die goed wat mense aan ander mense doen. Trauma beïnvloed elke deel van 'n menswees. En een van die dele wat dit beïnvloed wat uniek in ons boek is die oorlog in jou beursie. My man Wynand het vir ons die hoofstuk geskryf wat vir ons verduidelik wat is die koste rondom trauma. As jy nou dink daaraan dat jou kind dalk vandag by die trappies afval en sy arm breek, dan moet jy hospitaal toe gaan en by daai ongevalle moet jy nou eers 'n fooi betaal of jy mediese fonds het of nie. En sulke kostes is normaalweg nie deel van ons verwysingsraamwerk nie. 'n ander unieke deel rondom die kostes van trauma is die detail rondom begrafnisse. Ons praat nie oor begrafnisse nie. Wie wil nou aan sulke hartseer dinge dink? Maar die lewe gebeur. En hy het mooi vir ons uiteengesit wat die dokumentasie nodig is, wat is die kostes en ook na die begrafnis, as almal nou klaar gehuil het, wat moet nog alles gebeur? Baie keer dan wonder ons, as iemand anders deur trauma gaan, hoe kan ek help? Dan is die boek vir jou, om te kan verduidelik, wat is die aangewese goed. Partymal het 'n mens net nodig om die tissues uit te deel of 'n koppie koffie te maak. Ander kere is dit nodig om jou geliefde of 'n vriend na die beste beskikbare professionele persoon te vat. In die agterkant van hierdie boek is daar 'n woordelys met Afrikaanse woorde en in hierdie boek is daar 'n verdere lys wat verduidelik wat 'n traumatiese gebeurtenisse iemand kan deurgaan en wat hulle reaksies daarop kan wees. Jy kan ook aandui wat is die frekwensies, sodat jy darm iets in jou hand het as jy verder hulp nodig het.